Ek het 'n klein verhaal wat ek wil vertel oor kriel. Dan sal jy verstaan hoekom ek nog steeds so opgewonde is. Jy kan net so bly, ons is nie daai nie. Ek weet nie altyd wat ek moet doen. Ek het pastoor Bertus, as ek reg is Bertus, praat nou, ek het in Witbank 'n groot gedeelte van my lewe geleef, aan die bed sal persoonlik daarvan kennis dra. As julle enige stories van my wil hoor, gaan praat dit met haar. Sy sal vir julle verduidelik. Maar terwyl ons sing All Over the World, ervaar ek daar die heerlikheid. Hy sê in Joel, in die laaste dae, in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. Amen. En terwyl ek hier in Kriel nou afgery kom met die pad, sê ek vir my vrou, ek het jare gelede op 'n jetjie, 'n Volkswagen jet as 'n dak gestaan en ek het my plakate in Kriel opgehang waar ek 'n magtige diens gehou het in die stadsaal. Nou gaan jy vir my sê, pastoor, hoe kry jy dit reg? Ek het 'n oortrokke rekening daai tyd gaan oopmaak. Ek was 20 jaar oud en ek staan hier in Kriel en ek dink is by die stadsraad en ek is besig om 'n rekenaar of 'n fotostaatmasjien reg te maak. En ek staan by die dame en praat daar, ek dink dit is 'n sekretaresse gewees. En ek sê vir haar, hoor hier, luister, ek voel en ek ervaar, ek wil met jou praat, terwyl ek die masjiene reg maak. Sy sê vir my, jy kan maar praat, mannetjie, onthou, nou is ek jong pastoor, ek is 'n jong man, maar ek dank die Here, ons het 'n ywer gehad wat vir niks geskrik het nie. Ek raak bekommerd wanneer ek sien mense gaan soos die dae gaan, begin hy al hoe meer verswak in sy ywer en energie om vir God te werk. Maar ek dank die Here met die Heilige Gees waaragtig binne in jou bly jy 'n bol energie vir die koninkryk van God. Halleluja. Gee hom net 'n hand van eer as jy net glo wat ek vanmôre sê. Ek glo dat die krag van God die vuur ook saam met 'n saak bring. En ek sê vir haar, luister, ek dink ek moet met jou ernstig praat. Ek sê vir haar, ek wil die stadsaal hier. Pastoor, ek is nie 'n pastoor nie. Ek is daai tyd in die gemeente daar saam met Tannie Bets in Witbank. En ek sê ek wil julle stadsaal hier. Sy sê, hoekom seun? Ek sê, auntie, ek wil nie kom preek man. Jy kan sien daai arme sekretaressetjie se oogies raak net so groot. Sy sê, jong, jy het 'n hele prosedure wat jy hier moet doen. Weet jy hoe werk dit goed? Ek sê vir haar, Tannie, om die eerlike waarheid te sê, dit gaan my eerste keer wees wat ek nou nie gaan preek nie, maar dit gaan die eerste keer wees wat ek in 'n stadsaal gaan preek. Maar jy kan sien dat daai tannie weet so hierdie laaitie is nou besig. Hy verstaan nie mooi hoe die dinge werk nie. Sy sê, jong, prosedure werk so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En sy gee mooi verduidelikings vir my. En ek is daar uit en ek is bang toe daar in Witbank. En ek dink dit was nog Volkskas gewees. Ek kan nie onthou nie. En ek stap by die bank in en ek kry dit reg om 'n oortrokke rekening te kry by die bank vir, ek dink dit was 3,5, dit sou vandag R1000 gewees het. Ek weet nou nog nie waar is daai stadsaal hier nie. Bedoelend, so het ek nou al verleer hoe lyk Kriel. En ek stap by die bank in en hulle sê vir my, jy moet verduidelik hoekom jy hierdie rekening wil hê. En ek sê daar, ek gaan 'n magtige, op die vorms, ek gaan 'n magtige naweek in Kriel hê. God het my geroep om te kom preek in Kriel in die stadsaal. En jy sal nie glo nie, daai reëlings word so vinnig getref. Toe ek weer sien, toe kry ek die stadsaal. Ek kry die stadsaal en ek gaan druk plakate. Ek druk net sulke plakate. En ek sit my gesig op die plakate. En ek sal nooit vergeet nie, my tema was, daar is nog hoop. En ek preek het tot vandag toe, jy sal dinge hoor as die Here my help en die Heilige Gees wil, daar is nog hoop vir jou. Al voel dit, yes, gee hom 'n hand van eer, halleluja. Prys die Here, daar is hoop. Ek gee nie om wat die dokter sê nie. Ek gee nie om wat die bankbestuurder sê nie. Ek gee wat wie is ek om te gee. Maar die Here van die leerskare het dit so beplan dat hy die mens ontmoet. Gewoonlik wanneer dit op sy donkerste is, wanneer dit in sy nag is, kom hy na vore en die lig begin skyn. Halleluja. O, ek gewaar die heerlikheid van die Here vanmôre in hierdie kerk. Prys die Here. Hy doen dit nog steeds. Amen. Ek het getuienis op getuienis hoe God werk. En ek reël al die sake. En ek ry die aand deur van Witbank af. Oh, halleluja, verskoon my, maar ek gewaar hier is 'n wonderlike salwing.
nou in hierdie kerk. Hier's 'n wonderlike heerlikheid in hierdie kerk. En hy gaan vermoere mense getuienisse gee. Ek ervaar 'n oggend van geskenke. Halleluja. Geskenke, maar dis nie my verjaarsdag nie. God maak dit nie jou verjaarsdag nie. Jy maak vermoere dat die viering van alle vieringe en ontmoet gebrokenis vermoere in hierdie kerk. Ek ervaar ek wil met gebrokenis vermoere praat. Hy ontmoet vermoere. Halleluja. All over the world, the Spirit is moving. Amen. Halleluja. En ek reël al die reëlings. Maar ek voel soos 'n magtige evangelis. Ek voel soos 'n Benny Hinn. Ek voel soos T.D. Jakes. En ek voel soos Jimmy Swaggart. En ek voel, hulle kan almal by my kom leer om die ding te doen, want ek gaan in Kriel in die stadsaal kom preek. Ek ry in die aand deur en ek kom beplak Kriel van al my plakkate. Elke lamppaal wat jy vandag in Kriel sien as jy nou weer huis toe ry, weet jy dat hierdie gesig het op daai lamppaale gehang. Hier was nie 'n lamppaal waar my gesig nie op was nie. Wie julle, ek beplan groot. My swaar gaan my klank doen. Daar is mense wat seker goed gaan doen en ek gaan daai oggend nie sing nie. Ag, daai aand, ek gaan nie daai aand sing nie. Ek kom nie om by entertainment hou nie. Ek gaan preek. Mense gaan uitkom, gesond word en ek sien hoe die reistoele waai en die kerke waai en al daai goed gebeur. Ek gaan Kriel storm. En ek sit met 'n magtige klomp skuld, 'n klomp plakkate wat geplak is. En dit lyk soos 'n herlewing in die dorp. En dis die aand van die opdag. Nou moet jy weet, dis my eerste aand wat ek in 'n stadsaal gaan preek. En toe ek by daai stadsaal aankom, toe bekyk ek die ding so en ek kyk na die parkeerarkade. En ek begin benoud word. Ek kry so 'n gevoel van 'n koute in my. Daar staan nie een kar hier by Kriel op daai parkeerterrein nie. Ek gaan na die koster toe. Ek sê, oom, hy sê, boetie, ek het vir jou al die deure oopgesluit. Al die sitplekke is reg. My swaar is besig om die klank uit te dra en alles te dra. En 7 uur daai aand moet ek begin. En al wie saam met ons, wat saam met my daar is, wat 'n besoeker is 'n dame, 'n Engelse dame van Engeland, wat van Europa afkom. Sy het saam gery om te kom kyk wat ek gaan doen in die stadsaal. Sy verstaan nie 'n woord Afrikaans nie. En ek staan later op hy verhoog en 7 uur daai aand breek aan, toe staan net ek op hy verhoog, so alleen. Toe daag niemand op nie. Hy swaar vir my les soos hy lag. Hy sê, jy sê ek het van Pretoria afgekom om al hierdie goed te doen vir niks. En die Engelse dame sit so voor, sy sê, you can preach for me. You can preach for me anytime. Ek sê, I can't speak your English that deliciously. Ek sê, but in the name of Jesus, be safe. Amen. En die Here red daai mense siel, net daar op daardie oomblik. Kan jy dit glo? En ek daag met 0.00 mense by die stadsaal op. 3 weke later toe bel die bank by en die stadsraad dreig my met 'n fine en sê as jy nie nou jou plakkate kom verwyder nie, gaan ons jou, ek weet nie hoeveel rand dag vat nie. Dit kos my op die einde van die dag om weer in die aand te kom en al die plakkate van Kriel sit lamppaale te kom afhaal. Wat 'n mislukking, maar ek dank God, die ywer het gebly. Die ywer het gebly en ek staan vandag nog onder dieselfde energie, onder dieselfde ywer en ek dank die Here, ons het daarom hierdie keer stadsale gekry, waar daar in mense maar ek het dit ontdek, daar is hoop,